Ons gaan begin nader staan daar van agteraf. As jy nog nie koffie gekry het, dan kry asseblief vir jou voor ons begin. Dit is vanaand so 'n bietjie koeler. Maar welkom vir almal vanaand. Wie nie net gou na iemand rondom jou draai en net sê goeienaand. Mooi. Soos jy weet is vanaand die laaste aand van Pinkster en Sondag is almal weer in hulle afsonderlike kerke met Pinksterfees en ek weet daar's 'n klomp ander dinge wat in die dorp gebeur Sondag. So dankie dat jy hierdie week hier was. Dankie dat jy ingeskakel het, deel was en dankie vir elkeen wat ook vanaand hier is. Ek weet dis vanaand 'n paar kerke teenwoordig, so dankie vir julle, vir ander leraars wat ook vanaand hier is. Ons is opgewonde oor dit wat die Gees vanaand gaan doen. So vanaand gaan ons regtig die Here vertrou vir genesing. Ons gaan hom vertrou om te kom werk in 'n klomp areas en nie net in ons harte vanaand nie, maar ook in ons fisiese en bid so lank saam vir dit. Bid so lank saam vir 'n aanraking, bid so lank saam vir dit wat die Gees vanaand gaan doen. So ek wil sommer vra daar waar jy sit. Iemand het daar agter gevra, daar's nie vanaand kinderpinkster nie. Al die kinders is sommer hier saam binne. En dat ons almal saam in die teenwoordigheid van die Gees kan wees. So, daar waar jy is, maak toe jou oë en kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Heilige Gees dat U vanaand hier is. Dankie Vader vir 'n uitstorting op hierdie aand. Here, soos op Pinksterdag en ons vra Heilige Gees, kom werk in elke deel, Here, van ons liggaam, van ons siel, van ons gees, van ons huise, Vader, van ons kerke, Vader, van ons dorp. Here, ons wil vra dat 'n week soos hierdie, Here, 'n stukkie blits, 'n vonk sal wees in die koninkryk, wat vuur oor ons dorp sal loslaat, daai vuur van die Gees, en dankie daarvoor, Here. Dankie dat U in ons dorp se storie is, dankie dat U in Delmas aan die beweeg is, en Vader, vanaand kom breek ons elke woord in die Gees af, wat oor ons dorp gespreek is, wat nie van U af is nie. Vader, en vanaand kom neem ons grond terug in ons dorp, in die Gees, in die koninkryk. En dankie daarvoor. Dankie dat U hier is. Dankie vir elkeen wat hier is. Kom bedien ons vanaand met U Gees. Kom bedien ons vanaand met U teenwoordigheid. En ons is so lief, Here. En almal sê saam. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons die Here saam aanbid. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Wil jy daar waar jy staan, maak net toe jou oë. Pieter sê, Here, so lank surrender all oplaai. Dankie. Heilige Gees, dankie dat U hier is vanaand. Dankie vir elke aanraking vanaand. Dankie vir elke genesing vanaand. Here, ons kom bid nou al reeds. Here, in die Gees. Kom raak vanaand harte aan, kom raak vanaand gedagtes aan. Here, kom raak ons liggame aan. En ons weet van so baie van ons hier vanaand wat sê, maar Here, ek het nodig dat U inkom in hierdie plek. Ek het nodig dat U hierdie oomblik in my lewe kom aanraak. En ons weet U kan, Heilige Gees, ons weet U kan, Here. So vanaand wil ons vra, Jesus, kom doen 'n werk in ons gees, in ons liggaam, in ons siel, in ons gedagtes. Ek dankie vir elke getuienis uit hierdie aand uit. Wat 'n voorreg om U kind te kan wees. En ons is so lief. Ons is so lief. Voor ons amen sê,
gaan ons I surrender doen, en ek gaan die ligte afsit vanaand, vir 'n oomblik. En terwyl ons I surrender doen, wil ek hê, vat net 'n oomblik, en fokus op die Here, en bring vanaand na sy voete toe, wat jy nodig het in hierdie aand, en sê vir hom, maar Vader, ek vertrou U vir hierdie. Ek vertrou U vir hierdie genesing, ek vertrou U vir hierdie bediening, ek vertrou U vir hierdie deurbraak. So ek gaan die ligte afsit. En jy hoef nie rond te kyk nie, jy kan op die bord kyk as jy wil, maar fokus net vir 'n oomblik op jou God. En dan sing ons I surrender. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. Desperate for you, I surrender, I surrender. Drench my soul, His mercy and grace unfold, the hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. Yes, I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. Yes, I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm within my soul. Lord, have your way. Yes, Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. And I want to know you more. I want to know you more. As I surrender. Yes, Lord, I surrender. I want to know you more. Yes, I want to know you more. Like the rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm within
surrender. Yes, I surrender. I want to know you more. I want to know you. I surrender. Yes, Lord, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. 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 Vader, dankie vir 'n aand soos hierdie. Dankie dat ons vanaand in U teenwoordigheid kan sit, by U voete kan rus, Jesus, en kan weet, maar U is hier, en U is aan die werk. Dankie vanaand, Here, dat U ons hartsgebede hoor. En ek weet nie wie moet hierdie hoor nie, maar ek hoor hierdie woorde, amper in my oor, in my gedagtes, maar ek hoor hierdie woorde, wat amper sê, maar ek hoor jou, my kind, ek hoor jou, my seun, ek hoor jou, my dogter. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U 'n goeie pa is, wat hoor, wat luister, wat opdaag. Ons eer U vanaand en ons het U so lief. Dankie vir 'n oomblik in die woord, dankie dat ons vanaand mekaar kan bedien. Dankie vanaand, Here, vir 'n geesgemeenskap in Delmas. Ons eer U. En ons het U so lief. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. En almal sê saam, Amen. Amen. Dis welkom jou sitplek in te neem vir 'n oomblik. Ons sal nou die ligte weer aansit. Ek dink, vanaand is een van daai aande waar ek eintlik so oorweldig word deur die teenwoordigheid van die Here. So ek dink ons sal sien hoeveel woord uitkom, hoeveel bediening uitkom, maar dankie dat jy hier is, dankie dat jy deel is van iets besonders wat die Gees ook hier doen. En dat jy deel is van hierdie Pinkstertyd. So ons het regtig hierdie verwagting in die Gees, vir dit wat vanaand gaan gebeur, alreeds gebeur het, ons het hierdie verwagting in die Gees, vir genesing wat oor ons dorp gaan vloei, in 'n klomp areas, en vanaand se woord is vir my deel daarvan, en aan die een kant is 'n deel van daai woord, wat 'n mens partykeer persoonlik uitdaag, en wat ek wonder, maar Here, wil dit nie vir iemand anders gee nie, en aan die ander kant, weet ek ook dat deel van hierdie woord baie genesing gaan bring vanaand. So ons gaan vanaand 'n klein bietjie bedien, ons gaan die Here vertrou dat hy die tyd gaan rek, want 'n partykeer is dit ook nodig. Maar ons gaan reguit in dit inspring. Ons praat vanaand oor die skudding van die Gees. Die skudding van die Gees. En ek dink een van die goed wat ons baie keer nie verstaan in die Heilige Gees nie. Ek sien daar's 'n klein glitch daar. So right, hy gaan nou weer opvang. Een van die goed wat ons baie keer nie verstaan in die Gees nie, is die tipe vryheid wat ons ontvang het op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. Dis 'n vryheid wat ons weggevat het van die wet af, van die leiding van die wet en onder leiding van die Heilige Gees gesit het. En baie keer lees ons van hierdie vryheid in die Gees, maar ons verstaan nie altyd waarvoor dit is nie, en hoe om dit te gebruik nie, wat se toegang ons daartoe het nie. So ek gaan vir ons 'n vers lees, Eksodus 9 vers 1. En dis hierdie vers waar Moses voor Farao kom,
En dan gee die Here vir Moses die rede vir vryheid, die rede vir die vryheid van die Gees. En is hierdie, gaan weer terug na die Farao toe, het die Here Moses beveel, sê vir hom, dit is wat die Here, die God van die Hebreërs sê, jy moet my volk laat gaan, en dan hierdie woorde, sodat hulle my kan gaan aanbid. So Moses kom by Farao en hy sê, laat my mense gaan, sodat hulle my kan gaan aanbid. Dis die doel van die vryheid van die Gees. Sien, die Gees maak ons vry, hy maak ons dood vir die wet van sonde en dood. Hoekom? Sodat ons vry is om God te kan aanbid. Sodat niks my vashou nie. Sodat niks my keer om by die voete van my Jesus te gaan sit nie. Sien, ek word nooit vrygemaak vir myself nie, ek word vrygemaak vir hom. Ek word vrygemaak om by hom te kan wees, ek word vrygemaak om in hom te kan leef, om deur hom te kan bedien. Maar baie mense ervaar nie daai vryheid van die Gees nie, want ons iets in ons lewe waaronder ons onsself kom onderdanig maak het. Daar's iets in ons lewe waaronder ons onsself kom onderwerp het. Daar's 'n sluier wat weer oor ons gesig gesit was, soos met Moses. En dan hoor ons baie keer mense sê, mense sal sê, maar ek hoor nie meer God nie, of ek sien nie Jesus nie, of ek hoor julle praat van ons lê hande op mense, en ons kry die goed uit die woord uit, maar ek ervaar dit nie, en ons hoor mense sê dit, en baie keer is die rede daarvoor, want daar's 'n sluier oor ons oë, wat besig is om ons blind te maak, en baie keer is daai sluier 'n tipe Jerigo in ons lewe, 'n tipe Jerigo waaronder ons onsself onderwerp het. Nou waar kom Jerigo vandaan? In die tyd van Moses, gaan op 'n stadium en hy lei hierdie 1 na 2 miljoen Israeliete deur die woestyn. Ek wil net sê, ons was so 2 Saterdae terug, was ons hier in Springs op 'n rugbyveld, en ons seentjie het sy eerste valkie wedstryd gespeel, graad R, 5 jaar oud. Die grootste wonderwerk wat daai dag gebeur het, was dat al 7 graad R gelyk op die veld was. Dit was nag. En prys die Here, hy's 'n cheerleader. Jy weet, so hardloop hy saam met die bal nie, maar hy sê daarom vir die ouens, jy gaan dit doen. En nou dink ek by myself, as jy Moses is, en hier kom 2 miljoen opstandige, hardkoppige Jode saam, gelukkig was hulle nie Afrikaners nie, dan het hy moeilikheid gehad. Maar in elk geval, hier kom hierdie Jode saam. Dit was 'n wonderwerk dat hulle gekom het waar hulle gekom het. En dan op 'n stadium gaan hulle deur die Rooi See, en ek sien in my geestesoog, hoe kom hulle aan die ander kant uit, en daar's die beloofde land. En ek hoor hoe fluister hulle vir mekaar, ons het dit gemaak, ons het dit gemaak. En soos hulle uitstap, staan Jerigo daar. En hulle moet eers deur Jerigo gaan, om in die beloofde land in te kom. So Joshua gaan praat met die Here, en hy sê, maar Here, wat maak ons nou, wat doen ons nou, Here, ek sien die beloofde land voor my, en baie van ons het al so gebid, Here, ek sien daai uitkoms, ek sien daai wonderwerk, ek sien daai genesing, ek sien daai oomblik wat ek skuldvry is, ek sien dit voor my, maar Here, daar's 'n Jerigo, en dan sê die Here vir hom hierdie, hy sê vir hom hierdie, kom ons gaan na Joshua toe. As jy kan hom sommer daar opsit, Joshua 6 vers 2. Die Here het vir Joshua gesê, ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop, al die manne onder wapen moet eenmaal om die stad gaan, en dit moet julle 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra, die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop, dan moet die priesters die ramshorings blaas, en sodra die ramshorings blaas, en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard uitskreeu, en die muur van die stad sal dan in mekaar stort, en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe. Elkeen reguit vorentoe. Sien, hier is die ding. Hier is Jerigo voor hulle. En hulle het nie 'n idee hoe om deur hierdie stad te gaan nie. Want sien, Jerigo was een van die oudste bewoonde stede in die Bybel.
Op daai stadium was hy vir 7000 jaar lank bewoon. Vir 7000 jaar lank. En vir 7000 jaar in 'n ry het hulle wapens by hierdie stad gevoeg. So dit het 'n vesting voor hulle geword. Wat is 'n vesting? 'n Vesting is hierdie. 'n Vesting is 'n gepantserde stad. En deur die jare het hierdie stad al hoe sterker en sterker en sterker geword. En die Israeliete besef, maar ons kan nie met hand en wapen deur hierdie stad gaan nie. En is baie keer dieselfde met geestelike Jerigo's in ons lewe. Met geestelike vestinge nie. En ons besef baie keer nie, hoe langer ek 'n Jerigo in my lewe toelaat, hoe sterker gaan hy word. Hoe meer gepantser gaan hy word. Hoe moeiliker gaan dit wees om self van hom ontslae te raak nie. Sien, wat is 'n Jerigo? 'n Jerigo in my en jou lewe is 'n leuen wat ons glo. In die eerste plek. So op 'n stadium kom, kry ons in Genesis 3, waar die slang na Eva toe kom, na Adam en Eva. En dan vra hy vir Eva hierdie woorde, hy sê, maar het God regtig gesê, dat jy nie van hierdie boom mag eet nie? En al wat die slang probeer doen het, is hy probeer twyfel saai in Eva se gedagtes. So hy het haar nie probeer kry om op te hou glo in God nie. Hy het haar net probeer kry om op te hou om sy woorde te glo. En hy kry dit baie keer reg in ons kerke. Hy kry dit baie keer reg in ons gelowiges, waar ons sê, maar ek glo nie meer elke woord in die Bybel nie. Ek glo nie meer elke woord wat deur die Gees geïnspireer is nie. En daai word 'n vesting in ons lewe. So daar's ander kere is hierdie vestinge of hierdie Jerigo's kan tradisie wees. Dit kan godsdiens wees wat by ons kom steel. Dit kan oorweldigende vrees wees, rebellie, 'n versoeking waarvoor ek die heeltyd val, 'n bekommernis of selfs 'n gees, soos wat die Bybel sê. Dit kan 'n siekbed wees, dit kan emosie wees soos woede. Maar ons hierdie Jerigo's wat baie keer in ons lewe inkom en meer begin steel by ons as enigiets anders. Die grootste ding wat gesteel word op aarde, wat die meeste gesteel word, is nie 'n Hilux bakkie nie. En dis baie. Wat is die ding wat die meeste gesteel word op aarde? Dis vrede. En baie keer sit ons met hierdie Jerigo's in ons gedagtes, in ons gees, in ons hart. En ons besef nie, dat daai Jerigo, wat 'n klein saadjie was, het begin om 'n groot stad te raak. In my hart, in my gees, in my geloof nie. Ons besef nie, wat se geestelike vestinge ons ronddra nie. En baie keer, begin dit as hierdie klein saadjie. En jy sê, maar ek gaan vir een keer, ek gaan net vir een keer kyk na daai ding, en jy val vir daai versoeking, en dit word 'n vesting. Ander kere gaan jy sê, maar ek gaan net een dag harder werk, vir 'n klein bietjie meer geld, en ewe skielik aanbid ons vir Mammon. Ander kere gaan jy sê, ek gaan een keer 'n kompromis tref, op hierdie belofte van die woord, en ewe skielik staan jy teen die Bybel. En jy staan teen die woord van God. Baie kere, weer eens begin 'n vesting as 'n klein saadjie wat naderhand 'n stad word. En dit is nie altyd so maklik om te herken nie, want baie keer lyk 'n Jerigo aantreklik. Dis 'n groot stad. Dit lyk mooi. Die woord Jerigo inteendeel beteken 'n aangename geur. Of maangod, hulle die maangod aanbid. Maar ook 'n aangename geur. Soos boerewors op die braai. Ons het nogal beplan in die week, toe sê ons op 'n stadium, dalk moet ons net almal se uithou vermoë toets. En net tydens die diens 'n boereworsie hier buite die venster gaan braai. Dus dan sien jy hoe gaan almal skielik badkamer toe. Maar baie keer lyk hierdie Jerigo so aantreklik, maar die oomblik as ek ja sê vir dit, kom daai sluier oor my gesig. Ek sien nie meer my God nie, ek hoor nie meer my God nie, ek het nie meer tyd om hom te aanbid nie. Ek raak blind vir sy woord en ek raak doof vir sy stem. Want daar's 'n vesting wat my gedagtes begin oorneem. So Joshua kyk na Jerigo
En hy sê, Here, wat doen ons? En dan sê hy, stap met die manne vir 6 dae, 1 keer 'n dag om die stad. En nou sien ek hoe stap hulle. Baie stil, baie rustig. Hulle maak nie 'n geluid nie. En dan sê hy, op die 7de dag, stap 7 keer om, en wanneer hulle die 7de keer omgestap het, blaas op die ramshorings. Blaas op die ramshorings en gee hierdie skree. En dit is my eintlik so mooi. Toe hulle die aanvalskreet skree en 'n blaas op die ramshorings, toe val die mure van Jerigo. Die vraag is, wat het die mure laat val? Die gees, maar daar was 'n klank wat hulle losgelaat het in die geestelike realm. Daar was 'n klank wat hulle moes loslaat deur 'n skree en deur 'n ramshoring. Sien, 'n ramshoring, wat is 'n ramshoring? 'n Ramshoring is 'n geestelike wapen wat Israel gebruik het. So die oomblik as hulle 'n ramshoring geblaas het, was een van die betekenisse, en dit is vir my so mooi, was een van die betekenisse van daai blaas, hierdie verklaring wat uitgegaan het oor almal wat dit kon hoor, en die verklaring het hierdie gesê, Jahwe is hier. En die tweede deel, hierdie grond behoort aan hom. Elke keer as 'n ramshoring blaas, Jahwe is hier. Jahwe is die naam van God. Jahwe is hier. Psalm 47. So met elke blaas van die ramshorings het hulle gehoor, maar hy's hier. En hierdie grond behoort aan hom. En dan sê die woord, het hulle hierdie skreeu van vreugde gehad. Hierdie aanvalskreet. En die mure het begin skud. En toe val Jerigo. Ek dink baie keer sit ons met die Jerigos in ons lewe en ons weet nie hoe om die mure te laat skud nie. Ons weet nie hoe om daai vesting af te breek nie. Want onthou, wat doen 'n Jerigo? 'n Jerigo neem die plek van die gees in op die troon van jou lewe. So baie keer sit ons met hierdie bekommernis en dit word naderhand 'n vesting in ons gedagtes, dis alwaaroor ons dink. Of ons sit met hierdie woede of hierdie onvergifnis en daai ding broei in ons harte, neem ons hele wese oor en hy neem die troon van ons hart oor, hy gaan sit op die troon van ons gees. Die vraag is, hoe keer ek dit om? Daar's 'n klank wat losgelaat word in die gees. En is hierdie, op 'n stadium is Petrus hulle bymekaar. En Petrus hulle word vervolg. En dan word hulle in hierdie tronk gegooi in Handelinge 4. Dan word hulle in hierdie tronk gegooi. En terwyl hulle in die tronk is, sê dit, het hulle aangehou om die evangelie te verkondig, so hulle het letterlik deur die selle se deure gefluister. Het jy al gehoor van hierdie Jesus? Het jy al gehoor? En in die tyd wat hulle uitgekom het, was daar 5000 bygevoeg by die gemeente. 5000. Maar dan kom hulle uit, en hulle is moeg, en oorlaai, en uitgebrand. Baie ouens in bediening, of jy in voltydse bediening is, en of jou bediening by jou werk is, baie ouens kom baie vinnig op daai plek. So daar kom hierdie Jerigo in hulle lewe in, hierdie Jerigo, hierdie vesting van moegheid en oorweldiging en uitbranding. En dan sê dit, hulle het na die ander gelowiges toe gegaan. Sien, hier is die mooi ding van die apostels. Die apostels het hierdie een ding besef, daar's niks belangriker in my lewe as God nie. So ek gaan veg vir my God. Ek gaan veg om by hom te wees. Ek gaan veg om my verhouding met hom te hou. Baie van ons sal veg om ander goed in ons lewe te hou, maar ons veg nie om God daar te hou nie. En dan veg hulle. En dit is vir my so mooi. En dit sê hulle het saam gaan bid. Sien, die beste plek om te veg is op jou knieë. Die beste plek om te veg vir jou gesin is op jou knieë.
Die beste plek om te veg teen enige Jerigo in jou lewe is op jou knieë. Daar was daai lied wat so 'n paar jaar terug uitgekom het, wat sê, ek dink het sy woorde kry, maar hy sê basies hierdie, en ek gaan hom vir ons sing, ek sing nie so goed nie, so vergewe my. Maar het sê, when I fight, I'm down on my knees, with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. En dis waar ons veg. Ek is op my knieë. En hulle veg vir God. Hulle veg vir hierdie verhouding. En dan sê dit hierdie, ons lees saam, Handelinge 4 vers 29. Dan bid hulle en hulle sê, nou Here, kyk hoe dreig hulle ons, gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. En dan hierdie vers 31. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskit. Hulle is almal met die Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Hulle was weer met die Gees vervul. En die plek waar hulle bymekaar was, het geskit. Met ander woorde, die Jerigo's van moegheid en oorlaai en uitbranding. En Here, ek kan nie meer nie. Here, ek kort genesing. Het geval op hulle knieë. Toe hulle op hulle knieë was. Maar daar was 'n klank wat hulle moes loslaat in die Gees. En dit was die klank van gebed. Dit was die klank van, Here, help my. Here, kom vul my. Heilige Gees, daag op. Wat is gebed? Gebed, die definisie van gebed in sy rauwste en kragtigste vorm, is 'n gesprek met my Vader, 'n gesprek met my Pa. En daarom elke keer as ek op my knieë gaan veg vir genesing, as ek op my knieë gaan veg vir my kinders, vir my familie, vir my dorp, wat gebeur? Soos die ramshoring geblaas het, verklaar my woorde vir elke lewende wese in die geestelike of in die fisiese, Jahwe is hier. My Vader is hier. My Pa gaan opdaag en Jerigo's begin val. Onthou Jakobus 5:16 sê hierdie, dit sê bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hoekom het dit groot krag? Want die Gees reageer op gebed. Die Gees breek deur in gebed. En elke vesting sal val. Dis die belofte van die woord. Later gaan Jesus Jerigo toe, nadat hulle hom oorwin het. En Jesus gaan lê hande op mense. Jesus gaan bedien mense. Jesus genees mense. So die plek wat hulle grootste vesting was, word hulle grootste bediening. Ek wil vanaand vir jou sê, ek weet nie waar jy is, en wat in jou gedagtes, jou hart, selfs in jou liggaam aangaan nie. Maar hierdie een ding weet ek, jou Jerigo voor jou, of dit leuns is, en of dit moegheid is, of dit 'n begeerte is om by die voete van Jesus te kan kom, of dit is om in daai vryheid te stap, wat sê, maar Here, ek het tyd nodig om U te aanbid, ongeag wat voor jou lê. Ek weet, daai Jerigo is nie die einde van jou storie nie. Daai vesting is nie die einde van jou storie nie. Of dit pyn is, of dit 'n kind is wat nie wil terugkom nie. Ongeag wat dit is, daai vesting
is nie die einde nie. En baie keer gebruik die Here dit as die plek van waaruit hy vorentoe gaan bedien. So ons wil vanaand saam met jou bid. En ons wil vanaand die Here vertrou dat hy Jerigo's sal het val. En ons gaan begin met nagmaal. En ek gaan vra terwyl ons saam nagmaal gebruik, gaan ons fokus vanaand verskuif vanaf ons Jerigo's na hierdie gesprek met ons Vader. Ons gaan ons fokus verskuif na daai plek toe waar ons aanhoudend gaan verklaar, maar Yahweh is hier. En ons gaan die Here vanaand vertrou vir 'n groot werking in die Gees. So ek gaan vra almal van ons, het so 'n koppie gekry, as jy nie gekry het nie, steek net jou hand op en iemand sal gehardloop na jou toe. Dankie, daar's iemand. Dankie, daar's 'n ry daar voor ook. Dankie, Andrie sal gou vir julle bring. Dankie, Andries, daar's iemand en dan daar in die middel is ook 'n ry wat nie gekry het nie. Ons daar by die Catherine hulle daar agter en hier by Tobin hulle hier voor, hier in die middel. So. Jy is welkom om so lank oop te maak. Vir my een van die mooiste dinge van Jerigo was toe die Gees reageer en die mure laat val. Was dit dieselfde Gees wat aan die kruis teenwoordig was om Jesus uit die dood uit te laat opstaan. So wanneer ons vanaand nagmaal gebruik, wil ek jy moet besef, dat daai oomblik toe Jesus sê aan die kruis, dit is volbring, was daar 'n verlossingskrag losgelaat oor die wêreld. En vandag het ons toegang tot daai selfde krag, tot daai selfde Here, tot daai selfde voltooide werk van die kruis. So is welkom om 'n stukkie broodjie te vat, te gebruik en sê net vir hom dankie. Dankie Here vir hierdie oomblik. Net so toe sy bloed gevloei het. Het elke sonde en elke siekte van ons kom afwas, ons skoon gemaak vir hom. So drink hierdie sap, en sê net vir hom, dankie Here, vir elke belofte. Dan gaan ek vra, kan ons almal saam staan? Kan ons almal saam staan? Vader, dankie vir vanaand. Dankie vir die kruis en dankie vir die Heilige Gees. Dankie vanaand vir elke Jerigo wat val in die naam van Jesus Christus. Ons wil vra, Here, kom skud vanaand daai mure in ons gees, in ons harte, in ons liggame, in die naam van Jesus Christus. Vader, vanaand wil ons kom verklaar soos daai ramshorings, maar my God is hier. Die Gees is hier. En hy kan nog genees, hy kan nog bevry, hy kan nog losmaak, sodat ons U kan aanbid, Here, sodat niks in die pad staan, dat ek by U voete kan uitkom nie. Ons gaan net so 5 minute oor die tyd gaan. Maar ek wil vanaand vra,
daar waar jy staan, as jy vanaand sê, ek het gebed nodig, vir iets spesifiek, dalk is dit vanaand vir genesing, dalk is dit vir jou besigheid, dalk is dit vir iemand wat jy ken, dalk is dit vir jou kerk, dalk is dit vir jou gesin of vir jou kinders, dalk is dit vir depressie. As jy vanaand sê, ek het 'n aanraking van die Gees nodig in hierdie oomblik. Ek het 'n vesting, 'n Jerigo wat moet val. Dan wil ek vra, wil jy net jou hand opsteek en dit net hou vir 'n oomblik nie? Dankie julle. Dankie, asseblief neem vrymoedigheid. Dankie. Dan gaan ek vra, ek kan hom weer laat sak. Dan gaan ek vra, kom ons probeer hande op almal kry. Kan ons gaan nader aan mekaar beweeg. En ons gaan lê hande op elkeen se skouer. Ons staan nader aan elkeen. Die Here weet wie hulle is wat vanaand daai behoefte vir gebed het. En dan gaan ons saam bid in die Gees en ek wil vanaand vra, bid saam met my. Hier is nie 'n one-man show nie. As jy in Afrikaans kan bid, bid in Afrikaans. As jy in Engels wil bid, bid in Engels. As jy in tale wil bid, bid in tale. So kom ons bid saam. Heilige Gees, ons vra vanaand, Here, kom raak elke ene aan, van kop tot toon. Here, kom maak vanaand gesond. Elke spier, elke been, elke senuwee, elke orgaan, elke stukkie van ons liggaam wat vanaand 'n aanraking nodig het. Ons vra in hierdie oomblik, Here, kom raak elkeen aan. Here, ons bid vanaand vir skouers, om reg te kom vir rug, om reg te trek in die naam van Jesus Christus. Ons bid vir kussentjies om te herstel. Ons kom bid vanaand vir heupe. In die naam van Jesus Christus vir ons nou, Here, raak daai heup aan. En dankie Heilige Gees, ons kom bid vir voete wat nie meer gevoel het nie. Dankie vir genesing wat nou kom spoel oor elke ene. En ek wil hê waar jy is, as jy sê ek het vanaand genesing nodig, vat net aan daai plek waar dit nodig is. As dit vir iemand anders is, vat aan daai plek waar hulle dit nodig het. En dankie daarvoor, Vader. Ons vra in hierdie oomblik, Heilige Gees, kom genees, kom maak vry, in die naam van Jesus Christus. En ons beveel jou, liggaam word gesond. En vanaand hou ons vas in daai beloftes van u woord, Here, wat sê dat u alreeds vir ons sonde en ons siekte gesterf het. Vanaand hou ons vas in daai belofte wat sê dat u Gees ons liggaam kan genees en net so ons gedagtes. Here, ons wil ook kom bid vir elkeen wat sê, maar ek sukkel met gedagtes, of dit depressie is, of dit angs is, of dit oorweldigende stres is. Ons kom bid vanaand daarvoor en ek vra, Heilige Gees, kom trek dit nou uit, kom trek die angel van depressie, van angs, van stres, van bekommernis, van al die dinge uit, in die naam van Jesus Christus. En dankie Jesus, vir genesing vanaand. Ons weet u kan, Here, ons weet u kan. Ek wil ook vra, Here, u sien elke hart raak. Ons wil net so kom bid vir elke huwelik wat herstel nodig het. Bring intimiteit terug. En dankie daarvoor, Here. Ons kom bid vir besighede. Ons kom bid, Here, vir boerderye. Ons kom bid vir ons kerke in die dorp. Dat hulle regtig sal vashou aan die Gees. En sal vashou aan die waarheid. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons saam as kerke kan staan en saam ons dorp kan bedien. En die aanslag is groot.
maar ons God is groter. En ons vra vanaand, Here, kom gryp net so in elke kind, Here, waar ons dink. Here, ons roep hulle in die gees terug huis toe. Ons roep hulle in die gees terug na u voete toe. Kom breek daai vestings in hulle harte, sodat hulle ook u kan kies. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Ons bid vanaand, kom skud die mure van elke vesting, in die naam van Jesus Christus. Kom breek dit af in die gees. En dankie dat ons oor dit kan verklaar, en oor alles wat ons nie eers genoem het nie. Yahweh is hier. En hierdie grond, in ons liggaam, in ons huis, in ons dorp, in ons skole, in ons kerke, in ons besighede, hierdie grond van Delmas en in die omgewing behoort aan u. Ons verklaar dit vanaand in die gees. En dankie daarvoor, Here. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Voor ons afsluit. So enige van die ander leraars hier wat ook iets wil bid, iets op die hart het. Iets op die hart. Okay. So ek wil hê, kom ons seën mekaar vanaand. Vader, dankie. Dankie dat ons saam kan bid. Dankie dat ons saam kan staan as gelowiges in Delmas vanaand. Here, vanaand seën ons mekaar met vryheid. Vanaand seën ons mekaar met die Heilige Gees. Vanaand seën ons mekaar met oomblikke waar ons voel hoe die mure gaan val van ons lewe af. En ons vra in hierdie oomblik, Here, trek ons selfs nader aan mekaar, sodat ons u kan sien, sodat ons saam by u voete kan wees. En dankie daarvoor, Jesus. Ons is so lief, Here. Dankie dat u vanaand hier is. Dankie vir elke getuienis uit hierdie aand uit. Dankie vir elke aanraking uit hierdie aand uit. En ons eer u, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. En almal sê saam, amen. Ek wil net voor ons die seën uitspreek, wil ek jou uitnooi. As jy vanaand sê, of voel, dat jy soos 'n Petrus hulle 'n volgende invulling van die Gees nodig het. Kom ons noem dit 'n top-up. Ek het nodig dat die Gees my weer aanraak. Ek het nodig dat ek weer gevul voel. Waar is ons klein predikertjie Joshua? Is nie dieselfde een as in die Bybel nie, maar een van die dae. As jy voel, ek wil weer gevul word met die Gees, of jy voel ek het hierdie behoefte om te beweeg in sekere gawes van die Gees, wil ek jou uitnooi, kom na die tyd gou vorentoe. Terwyl almal daar kuier, Sop is daar agter, is welkom om aan te hou kuier. Terwyl almal kuier, kom vorentoe. Ons wil graag saam met jou bid. En ek wil regtig vir ons bedieningsspan ook uitnooi, van ons kollegas, kom bid saam. Kom bid saam. So dankie dat jy hier was hierdie week. Onthou, Sondag is Pinksterfees en min of meer al die kerke. Wees daar, daag op, bring die teenwoordigheid, bring die Gees. En mag die Here jou seën, mag jy die Gees aanhou ervaar, en mag hy vir jou vrede gee. Amen. Amen. Dankie dat jy hier was. Kuier lekker saam na die tyd, en as jy daar invulling soek, kom asseblief vorentoe. Ons Vader wat woont in die hemel, geheiligd zij uw naam. Laat uw rijk komen, uw wil
give